Baie welkom by die klein groep video van ons reeks 8 lewegewende dissiplines week 2. Ons praat hierdie week oor die dissipline van skrifmeditasie. Wanneer ons die woord meditasie hoor, dan wil ons dalk onmiddellik weghardloop. Dis vir ons vreemd, dis vir ons onchristelik, dis oosterse praktyke en ons wil niks daarmee te doen hê nie. Christelike meditasie is egter baie ver verwyderd van oosterse praktyke. Die doel van die oosterse meditasiepraktyke is om jouself leeg te maak en om jouself los te maak van die werklikheid. Christelike meditasie is egter eenvoudig om van God te hoor en om hom te gehoorsaam. Om van God te hoor en hom te gehoorsaam. Dit is die doel van Christelike meditasie. Tydens skrifmeditasie neem ons 'n stuk skrif, ons vul ons gedagtes daarmee met die doel om ons hele wese met God se karakter te wil vul en te wil deurweek. Ons alledaagse lewens word gekenmerk deur 3 eienskappe: gejaagdheid, geraas en vol mense. Die gevolg is dat die gelowige sukkel om God se stem te hoor. God is egter vandag dieselfde God as wat hy nog altyd was, dieselfde God wat saam met Adam en Eva in die tuin gewandel het en met hulle gepraat het. Sonde het daardie verhouding kom breek, ja, maar dit bly nog steeds God se begeerte. Deur Jesus is dit weer moontlik vir jou en vir my om in so 'n verhouding met God te leef. Dis wat God se hart vir jou en vir my is. Maar om dit reg te kry, moet ons bereid wees om deur hierdie oppervlak van gejaagdheid en van geraas en van baie mense dieper in ons binneste in te gaan en deur meditasie God se stem weer te hoor en dit te gehoorsaam. Ons moet God se stem leer hoor. Die primêre plek vir die gelowige om dit te doen en waar dit gaan gebeur, is om oor God se woord te mediteer. Met ander woorde, om dit te oordink, om daaraan te kou, om dit in te neem. Die konsep van meditasie kom ongeveer 58 keer in die Bybel voor en elke keer sien 'n mens dat die persoon deur meditasie God se wil ontdek, sy stem hoor en dat daar dan 'n verandering in daardie persoon se gedrag is, soos wat daai persoon sy of haar lewe belyn met dit wat hy van God gehoor het, of gesien het of beleef het. Daar's 'n gehoorsaamheid wat volg. Enkele voorbeelde vir vandag wat ek vir jou wil lees is Psalm 119 vers 148 wat sê: "Die hele nag lê ek wakker om u woord te oordink." Dit is meditasie, mediteer op die skrif, oordink die woord. Psalm 63 vers 6 en 7 sê: "U versadig my meer as die rykste kos, met vreugde liedere sal ek u loof. As ek op my bed lê en aan u dink, oor u nadink in die nag." Weereens, hy praat hier van, hy mediteer oor God, hy dink oor God, hy oordink God. In die nag, deur die nag, dink hy aan God. Nou, voordat ons verder gaan, kan julle dalk net as groep hierdie video pause, of jy as individu kan hierdie video dalk net vir 'n oomblik pause hierso, en net so bietjie dink en 'n bietjie gesels oor die behoefte wat ons het, die belangrikheid wat nodig is, in ons gejaagde lewe, in ons vol lewens, in ons lewens wat so vol mense is. Hoe nodig het ons hierdie tyd om saam met God net te sit en na sy stem te luister en om oor sy skrif te mediteer. Het jy so 'n behoefte? Is dit 'n behoefte by jou? Sien jy die nood daaraan raak? Praat net so bietjie rondom dit vir 'n paar oomblikke.
Tydens Christelike meditasie groei ons in wat Thomas A. Kempis noem a familiar friendship with Jesus. Want ons kom in die skrif van aangesig tot aangesig met God. Tydens meditasie beweeg die feit dat God oral teenwoordig is, beweeg vanaf 'n teoretiese stelling na 'n tasbare werklikheid. Van daai alomteenwoordigheid van God word 'n tasbare nabyheid. Jy ervaar God by jou. Jy ervaar dat God met jou praat. Jy ervaar dat God jou ken. Die woorde van daai ou liedjie, He walks with me and he talks with me, dit word 'n beskrywing van jou lewe. Jou alledaagse lewe. Terwyl jy werk, terwyl jy ontspan, dit word 'n realiteit, want jy beleef God. Jy spandeer tyd waar jy God hoor en waar jy God beleef. Dit gebeur omdat ons tydens meditasie die emosionele en die geestelike ruimte skep wat toelaat dat Christus dan in ons gees sy tuiste kom maak. En natuurlik daar bly en daar is deur die res van die dag. Die wonderlike woorde in Openbaring 3 vers 20 wat sê, ek staan by die deur en ek klop. Dit was geskryf aan Christene, gelowiges, nie vir ongelowiges nie. Deur meditasie, deur daai tyd te maak met God se woord, maak ons die deur oop en laat ons Christus inkom om by ons te kom sit en saam met ons maaltyd te kom geniet, 'n geestelike maaltyd, en met ons te kom praat. Dit is bitter nodig in vandag se lewe, wat so vol en so raserig en so gejaagd is. Soos wat ons oor God se woord en oor sy karakter en oor sy wil mediteer, sal ons 'n begeerte begin kry om alles wat nie in lyn is met dit wat ons hier sien of hier beleef nie, om dit te laat gaan, of om dit in 'n lyn te trek. En so word ons al hoe meer verander. Jy weet, daar's 'n verskil as ek vir jou sê, jy moet iets doen, en wanneer jy iets wil doen. Hierdie word vanuit 'n wil gebore. Ek wil nou nie meer dit doen nie. Ek wil nie meer dat doen nie, want ek het in hierdie tyd God se wil agtergekom. Sy hart hoor klop. En nou wil ek dit wat nie in lyn is nie, wil ek belyn. Al hoe meer sal alles in ons na God se wil toe beginne swaai. Net soos wat 'n kompasnaald na ware noord of na noord toe wys. Ons besef dus dat ons nie onsself kan verander nie, ons besef ons hoef nie onsself te verander nie. Al daai dinge in jou lewe wat jy weet, dit is nie in lyn met God se wil nie, word deur God self aan jou geopenbaar en word dan getransformeer, soos wat hy sy tuiste in jou kom maak, tydens meditasie, oor die skrif, oor sy woord. So, hoekom dan nou Christelike meditasie? Want dit is hoe God ons waarlik in ons binneste transformeer. Pause dalk vinnig die video weer hierso en bespreek die volgende vraag as groep saam, of oordink dit as jy alleen is. Hoe laat dit jou voel om te besef dat jy nie jouself hoef te verander nie, maar dat Christus 'n tuiste wil kom maak, wat sal veroorsaak dat jy van self sal verander na sy beeld. Dink bietjie daaroor, praat bietjie daaroor. Onthou dan dat die doel van skrifmeditasie nie dieselfde is as Bybelstudie nie. Die doel van hierdie oefening van skrifmeditasie is nie om 'n skrifgedeelte te ontleed of selfs intellektueel te verstaan nie, soos wat met Bybelstudie die doel is nie. En ons gaan later bietjie kyk na die dissipline van studie waar dit meer relevant is. Die doel van skrifmeditasie is om die skrif, die woord te internaliseer en persoonlik te maak. So prakties kan dit iets soos volg lyk. Ek kry vir jou 'n gemaklike
stil plek, verkieslik waar jy alleen is, sonder sterings, sit gerus jou foon af, sit jou voete plat op die vloer, raak rustig, haal lekker diep asem. Sê vir jouself, jy is gereed om nou van God te hoor. Te hoor wat God vandag vir jou wil sê deur sy woord. Neem nou net die woorde, en ek gaan nou een skrifgedeelte hierso gebruik as 'n voorbeeld, maar vat byvoorbeeld dan die woorde van Jesus in Johannes hoofstuk 14 vers 27 wat sê, my vrede gee ek vir jou. Sit nou in stilte met hierdie skrif in jou gedagtes en laat toe dat dit van alle kante af maal. Herkou dit, kou aan hierdie skrif. Moenie dit probeer ontleed nie, moenie dit probeer verstaan logies, intellektueel nie, maar ervaar dat God dit vir jou sê. My vrede gee ek vir jou. Plaas die klem dan byvoorbeeld op verskillende woorde in hierdie vers. Jy kan byvoorbeeld dan sê, my vrede gee ek vir jou. En jy oordink dit, my vrede gee ek vir jou. Wat beteken dit? Dan kan jy die klem skuif, my vrede gee ek vir jou. My vrede gee ek vir jou. Wat is daardie vrede? Wat beteken dit vir jou? Dan kan jy dit skuif en sê, my vrede gee ek vir jou. Hy gee dit vir my. God gee dit vir my. Wat beteken dit? En dan kan jy sê, my vrede gee ek vir jou. Klem op die jou. Wat beteken dit dat God sê, hy gee sy vrede vir jou? Soos wat jy hierdie skrif dan nou kou en herkou en daarop mediteer en dit oordink, ervaar jy hoe hierdie waarheid jou oorspoel. Ervaar hoe jou gees, hoe jou liggaam, hoe jou emosies deur hierdie waarheid aangeraak word en hoe vrees verdryf word. Waar daag dit jou uit? Dink nou aan hoe jy hierdie woorde saam met jou deur die dag gaan dra. Hoe gaan jy iets in jou dag anders hanteer, omdat hierdie woorde vir jou 'n waarheid is? Hoe gaan jy anders ontspan? Hoe gaan jy anders werk? Hoe gaan jy anders in jou huwelik leef? Hoe gaan jy jou gesondheid dalk anders benader? En sluit dan af met 'n paar oomblikke waar jy net in stilte sit en luister of die Heilige Gees vir jou nog enige iets wil sê. Dis een manier. Die SOAP metode is natuurlik nog 'n manier en dis my gunsteling metode sekerlik. SOAP wat 'n akroniem is, SOAP, waar die S staan vir scripture. Dan vat jy 'n skrifgedeelte en lees daardie skrifgedeelte 'n paar keer, stadig oor en oor en oor. Die O wat staan vir observation, waar jy dink of reflekteer oor wat jy nou in hierdie skrif gelees het en wat spesifiek in hierdie skrif spring vir jou uit. Wat staan vir jou uit? Jy observe. Dan die A, die application, waar jy dan gaan reflekteer oor wat jy gaan doen na aanleiding van dit wat jy nou gehoor het en dit wat nou uitgestaan het vir jou. En dan die P wat staan vir pray, waar jy bid. Die skrifgedeelte wat jy gelees het, waar jy dit bid, waar jy dit omsit in 'n gebed en daardie woorde bid. En jy daai skrif in jou gebed gebruik. 'n Laaste punt wat ek wil uitlig, wat help om ons gedagtes by ons hart uit te bring, van hier af, hierso, tydens meditasie, dis wat gebeur tydens meditasie, is die gebruik van jou verbeelding. Jesus self het baie aanspraak gemaak op die verbeelding wanneer hy mense geleer het. Baie mense sal sê, maar dis 'n gevaarlike plek om na toe te gaan, ons verbeelding, om ons verbeelding te gebruik, want Satan kan dit manipuleer om ons te mislei, en dit is waar, maar ons kan egter glo dat die Heilige Gees ons verbeelding kan heilig, en vir sy doel gebruik, net soos wat hy ons denke kan en moet heilig, en vir sy doel gebruik. Baie mense wat hulle verbeelding beskikbaar stel vir die Heilige Gees,
om te heilig en om te gebruik, getuig daarvan dat God vir hulle prentjies sal wys, of dat hy vir hulle in hulle verbeelding iets sal wys, wat akkuraat sy wil aan hulle kommunikeer. Een so voorbeeld is dat wanneer jy dalk vir 'n spesifieke persoon bid, en jy mediteer, God vir jou 'n prentjie kan gee, prentjie kan wys oor daardie persoon se situasie, wat jy dan met hom of haar kan gaan deel. En baie maal sal so 'n persoon vra, maar hoe het jy geweet? Antwoord is dat God dit vir jou in jou verbeelding gewys het. Gesels dan 'n bietjie hieroor, oor hoe jy jou verbeelding kan gebruik tydens skrifmeditasie, om jou gedagtes te fokus. Of jy daarmee saamstem, of jy dit al gedoen het, hoe het dit vir jou gewerk, praat 'n bietjie daaroor, die gebruik van ons verbeelding in tydens skrifmeditasie. Begin 'n bietjie eksperimenteer met tye, met plekke, met metodes, soos hierdie SOAP metode, wat jou kan help om oor die skrif te mediteer en om sodoende regtig jou gedagtes, jou hart, jou siel met God se woord te vul. Jy sal sien wat 'n transformerende effek dit in jou lewe gaan hê, wanneer God se woord in jou hart jou hele lewe deurweek. Geniet julle gesprek. Tot volgende week.